geld. Wat sê die Bybel daaroor? Ons erken ons behoefte daaraan om te leef en te funksioneer in die wêreld. Maar hoe moet ons dit bestuur? Miskien is 'n beter vraag: bestuur ons dit of beheer dit vir ons? As Christene erken ons dat hoe ons geld sien of bestuur ons nie kan red nie. Selfs ons mees vrygewige dade kan ons nie red nie. Christus alleen red ons. Deur die mees oorvloedige daad van vrygewigheid van alle tye, toe hy sy lewe as 'n offer aan die kruis neergelê het. Al kan ons liefdadigheid en hoe ons geld bestuur ons nie red nie, wys dit tog hoeveel ons die vrygewigheid van God verstaan. Dat hy sy seun gegee het, sodat ons met hom versoen kan word vir ewig. Dit is 'n belangrike aanduiding van die toestand van ons hart, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En wat dit regtig inhou, maar dis dalk nie 'n reeks oor finansies wat ons tipies dink nie. Baie keer wanneer ons dink ons praat oor finansies, dan sit tot voordeel van 'n sekere ingesteldheid, maar dit gaan nie net oor begrotings of spreadsheets, ekskuus vir die woord, of om van maand tot maand te oorleef nie. Dit gaan beslis nie oor om meer na te jaag nie, om myself in wêreldse terme te verryk nie, of om 'n gemaklike lewe te bou, soos die wêreld dit definieer nie. Want wanneer ons op 'n oppervlakkige manier praat oor finansies of oor geld, mis ons die dieper probleem agter geld. En hierdie reeks, liefde is nie goedkoop nie, gaan die vraag agter finansies, die hart agter finansies probeer voortbring. Dit gaan oor hoe ons kan leer om te bestuur wat aan ons toevertrou is, nie vanuit die kultuur se verwysing nie, ook nie uit vrees nie, en definitief nie uit 'n tekort mentaliteit nie, maar om eerder te kyk wat die Here oorspronklik bedoel het met dit. Want die waarheid is vir jou en my, as ons nie geld reg verstaan nie, kan ons ook nie liefde reg verstaan nie, want liefde is nie goedkoop nie. Liefde kos altyd iets. Nou, as 'n mens nou net dink hoe dit voel daar buite. Ek weet in hierdie vertrek is daar nie sulke mense nie. Maar daar's party mense wat of dit koud is en of dit warm is, hulle altyd koud is. En nou klim jy in jou warm bed. En die verwarmer is aan die laken, alles is warm. En een van die partye klim in die bed. En haar voete is soos ysblokke. En wat gebeur gewoonlik? Hulle wil juis nader kruip en daai koue voete iewers indruk sodat daai voete kan warm word. Dis liefde wat nie goedkoop is nie. Daai is nie eenvoudige dinge wat in daai bed gebeur nie. Die een wil spring en die ander een kom nog steeds nader. Jy's naderhand op die bedkassie, maar daai koue voete kry 'n plek. En jy hoor duidelik, ek het nie gesê vrouens nie, nê? Dit kan mans ook wees. Die waarheid is, liefde is nie goedkoop nie. En ons sien dit duidelik in die voorbeeld van die Here. Die Here het ons nie net met woorde lief gehad nie. Hy het nie net gesê, ek het julle lief nie. Hy het dit met dade gewys. Sy liefde was doelgerig. Sy liefde was opofferend. Sy liefde het die duurste prys betaal om vir jou en my te wys hoe geliefd ons is. Maar as ons eerlik is, ons hou daarvan om daardie liefde te ontvang. Hier raak dit so bietjie ongemaklik. As ek en jy regtig daai liefde ontvang het, moet ek en jy dit wys in die manier van hoe ons leef, insluitend hoe ons ook met ons finansies werk. Want hier's 'n waarheid. Geld is nie net prakties nie. Geld is geestelik. Die manier hoe ek en jy dit spandeer, die manier hoe ons spaar, die manier hoe ons gee, die manier hoe ons verbruik, die manier hoe ons leen, bestuur en opoffer, wys altyd wat ons vertrou, maar saam met dit ook wat ons vrees.
wat ons aanbid en uiteindelik dan wat ons liefhet. Jesus het baie oor geld gepraat. Die skrif is vol daarvan. Nie omdat hy iets van mense wou hê nie, maar omdat hy iets vir mense wou hê. Hy wou iets vir hulle hê. En hierdie reeks gaan bietjie 'n ander finansiële gesprek wees. Hierdie reeks gaan nie daaroor wat kan ek kry nie. Hoe kan ek dit getrou meer vir myself kry en gaan dit my meer suksesvol maak nie? Nee. Ons gaan eerder indelf aan wat het die Here aan my toevertrou. Waarvoor is dit? Hoe lyk dit as ek dit getrou bestuur? En hoe gebruik ek dit dan op 'n manier wat sy hart wys en nie noodwendig myne nie? Want wanneer liefde lei, as liefde die prioriteit is waarvolgens ek lewe, lei dit my na 'n plek toe waar my finansies anders deur my lewe uitgedruk word. Jy sien, finansies is nie net voorsiening nie. Dis ook vorming. En as 'n mens gaan kyk na die voorbeeld van die vroeë kerk, as 'n mens Handelinge 2 tot 5 gaan lees, dan sien ons iets besonders wat posgevat het in hulle harte. Hulle het nie net in liefde geglo nie, maar hulle het liefde prakties gelees. Lees saam met my Handelinge 2 vers 44 en 45. En ek lees uit die 83 vertaling. Hy sê, almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendomme en besittings verkoop en die opbrengs daarvan onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. So prakties wat daar gebeur het, is hulle het, kom ons sê ons vanmôre, ons het almal by mekaar gekom en gesê, ek het 'n huis, ek het 'n kar, ek het 'n spaarrekening, ek het dit en dit en dit. En ons het alles verkoop en alles in 'n pool gegooi en almal het toegang gehad tot daardie pool. Dis wat daar gebeur het. Handelinge 4 vers 32 sê, en die menigte wat geglo het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat enige van sy besittings sy eie was nie. Maar hulle het alles gemeenskaplik gehad. Hier's 'n baie belangrike ding wat 'n mens in hulle lewens kan raak sien. Hulle het gedeel. Hulle het gegee en hulle het opgeoffer. En die gevolg was hulle lewens is verander. Mense se behoeftes is voorsien, hulle eie maar ook andersin. Die evangelie is gedeel, dit het posgevat in mense se harte en God se teenwoordigheid was kragtig besig om te werk en sigbaar in hulle lewens, maar ook deur hulle lewens. Hoekom? Omdat hulle verstaan het wat baie mense dikwels vergeet. Liefde is nie goedkoop nie. En waar hierdie reeks heen gaan, oor die volgende paar weke gaan ons kyk na persoonlike finansies, hoe die Here jou hart vorm, my hart vorm, voor hy jou voorsiening vorm. Ons gaan bietjie indelf in koninkryksfinansies, hoe ons hulpbronne die Here se doel moet dien. En ons gaan ook 'n bietjie praat oor eerste vrug, hoe om die Here eerste te sit en daardeur vertroue te bou. Maar onder alles is daar hierdie een vraag. Wat sê my finansies oor wat ek die meeste liefhet? En ek het nou net verwys na Handelinge en ons het 44 en 45 gelees, maar ek wil vir julle dit uit die Engelse vertaling lees. Hy sê so: all the believers were together and they held all things in common. In ander woorde, alles was hulle sinne saam. They sold their possessions and property and distributed the proceeds to all, as any had need. 3 Johannes 1 vers 2 net om konteks te sê, neer te sit. Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond mag wees, soos dit met jou siel goed gaan. En deur daai teksvers wil ek vandag sê, en ek wil die mite totaal en al verwyder. Die Here se hart vir ons as Christene is nie armoede nie, maar dis heelheid.
En heelheid lyk anders as die wêreldse persepsie van rykdom. Rykdom en heelheid is anders. Heelheid is om in volkomendheid te leef en te verstaan wie ek is in hom en dat al die ander goed in sy teenwoordigheid maar net goed is. Finansies is nie net geld nie. Dit is 'n lewe wat in lyn is met die Here, geestelik, emosioneel, fisies en dan ook finansiëel. 'n Veranderde hart lei tot 'n veranderende finansiële ingesteldheid. Ek wil sê, in Handelinge was dit nie 'n gedwonge vrygewigheid nie. Hulle het nie mense met pistole of sambokka, daar was nie pistole nie, spiese gebring en gesê, bring alles wat jy het en teken dit nou oor nie. Hierdie mense was so beweeg deur die teenwoordigheid van die Here en dit wat besig was om te gebeur, dat hulle gelei was deur die Gees. Vrywillig bygedra. Jy sien, die waarheid is slegte rentmeesterskap verhoed voorsiening. Jy sien, dis nie 'n gebrek aan inkomste nie, maar is 'n gebrek aan dissipline. Is 'n gebrek aan beplanning. Jy sien, die waarheid is om te floreer beteken, ek is vry van selfsug. Jy sien, ons word dan nie besit deur wat ons besit nie. Liefde word gesien in hoe ons werk met wat God vir ons gegee het. Ek wil dit weer sê, finansies is nie net prakties nie, maar dit is geestelik. En die liefde wat ons toon en die geld waarmee ons werk, is nie twee aparte konsepte nie. Dis een geheel. En in die Here se koninkryk is alles verweef en verbind. En ons sê dit oor en oor en oor. Die Here soek nie kompartemente van my lewe nie. Hy soek my hele lewe. Hy wil hê ek moet holisties lewe in my talente, in my tyd en dan natuurlik ook in my vermoëns. 'n Totale lewe uitverkoop. Jy sien hoe ek en jy werk met wat ons as waardevol ag, is 'n uitdrukking van ons liefde. Die Here het sy eniggebore seun gegee as 'n uitdrukking van sy liefde. Dis hoe diep sy liefde gaan. En liefde word getoets deur hoe ons reageer op wat ons het, want dit openbaar wat in ons hart leef. Vanmôre kan ek en jy getuig, die Here vertrou ons met wat ons nodig het, omdat hy ons liefhet en wil hê ons moet leer om sy gawes te bestuur en nie net om te ontvang nie. Want jy sien, wanneer ek en jy ons kinders groot maak, die van julle wat kinders het en die voorreg het dat hulle groot is en die van julle wat nog besig is met dit. 'n Kind se mentaliteit is nie net noodwendig om te gee nie, maar 'n kind wil ontvang. En dis altyd vir my verstommend as ek terugdink aan my kinders. Ons was nou in die winkels, hulle het nou 'n lekker gekry en as ons by die huis kom, dan wil hulle weer die sjokolade in die kas hê. En dan kan jy jou bes doen om vir hulle te sê, maar jy het nou net 'n sweetie gehad, ja maar daar's nog. Maar dis te veel suiker, ek gee nie om nie. Jy gaan nie slaap vanaand nie, ek sê jy wys ek sal slaap vanaand. Want al waaroor dit gaan, is hulle wil 'n behoefte wat hulle het vervul. En hulle kan nie verby die plesier van die kind dink nie. Liefde in ons hart bring ons na 'n plek toe waar ons volwasse moet word. Maar nou weet ek en jy ook, ons ken ook mense wat volwasse is, maar wat nog baie kinderagtig optree, nê? Wat baie keer ook hulle eie plesier soek. Ek meen, as 'n mens net na die diens Village Mall toe ry, en jou vrou sê vir jou, daar was 'n parkering daar, ja, maar ek wil nie daar stop nie, ek wil hier voor stop. Ja, maar ons kan maar die 2 tree stap, het gaan ons niks doen nie, ek wil nie daar stop nie, ek wil hier stop. Hoekom wil jy daar stop? Want jy wil daar stop. My vrou sê dit baie vir my, ek wil daar stop, ek wil daar stop. Want sy sê ons kan maar loop, maar ek wil daar stop. Want dit gaan oor my behoefte, my ingesteldheid.
Jy sien, as ons liefde reg verstaan en dit reg uitdruk, dan gaan dit nie meer oor wat ek wil hê en wat ek wil ontvang nie. Finansies en geestelike lewe kan nie en gaan nie en sal nie en moet nooit geskei word nie. Want dis wie hy is en dis wie ek moet word. Sy hart is nie dat ons ryk moet wees in materialisme nie. Ja, dit ook. Hy wil hê ons moet genoeg hê. Maar wat is genoeg? Maar hy wil hê ons moet ryk wees in verhouding. Ryk wees in karakter. Ryk wees in doel en missie en ook ryk wees in vrygewigheid. Jy sien, voorspoed in die Bybel gaan oor baie meer as net finansiële vermoëns. Dit gaan oor vrede. En die vraag is, belewe ek en jy vanmôre vrede? Verstaan ons doel? Wanneer ons sê ons is 'n familie op missie, hoe ons dit doen? En in hierdie reeks gaan ons ook vir julle 'n video wys oor ons street store en die uitdrukking van familie op missie. Want dis deel van wat ons oor praat vanmôre. Dit wat ons in die kinderhuis doen, dit wat ons in ons gemeenskap doen, dis maniere waar liefde ons iets kos om liefde aan 'n gemeenskap te toon. Dit gaan oor gesondheid. Dit gaan oor goeie verhoudings. En dit gaan oor die vermoë om ander mense te seën. Ek weet nie van jou nie, maar daar's baie kere waar ek dink, Here, as ek kan, as U aan my toevertrou, sal ek. En dan dink ek by myself, Here, as ek by daai geleentheid kom en U my so vertrou, dat ek nie sal teruggaan op dit wat U vir my sê nie. Jy weet, ek het dit 'n vorige keer genoem. Ek ry 'n voertuig wat baie goed was vir my deur die jare. Maar hy's nou op 'n plek waar hy nou al hoe meer begin dinge doen. En kom ons sê oor 3 weke kom julle hier aan en ek het die nuutste, mooiste double cab Legend Toyota bakkie gekoop. En hy het 'n nuwe dingetjie wat hy ook kan doen. Hy maak 'n espresso as jy die kar aan sit. Dis die beste ding ooit. Hy het 'n plekjie, hy het 'n koffiemasjienkie en ek start hom in die espresso en hier ry ek af. Ek wil net vir julle sê, weet jy hoe lekker gaan ek voel? Dit gaan fenomenaal wees. Ek sit lekker hoog en ek ry hierdie wonderlike bakkie en hier gaan ek in die pad af. En terwyl ek in die pad afry, sê die Here vir my, ek wil hê jy moet jou bakkie saai. Hallo Here. Ek het in 2004 hierdie Audi gekoop. Hy het amper 700 000 kilos op. Here, dit kan nie U wees wat nou met my praat nie. Ek gaan maar net in my kar sit en ek gaan wag dat hierdie gevoel weggaan, want die varkvleis wat ek geëet het gisteraand moet 'n bietjie afwees. En môre ry ek in die bakkie as ek hom start en ek drink met my pinkie in die lug hierdie lekker espressoutjie en die Here sê vir my, ek wil hê jy moet jou bakkie saai. En nou begin ek met die Here redeneer. Here, ek verdien dit. Ek werk hard. Ek het vir 19 jaar hierdie kar gery en ek het my plesier en dit wat ek doen opgeoffer sodat ek ander kon dien, dis my beurt. Wat ek sal doen, Here, is ek sal geld spandeer op hierdie Audi van my. Ek sal hom lekker diens en ek sal hom weggee. Sê die Here, ek wil hê jy moet jou bakkie weggee. Want die punt wat ek probeer maak is dis maklik om te gee uit my oorvloed. Dis moeilik om liefde te toon wanneer dit moeilik is. En weer eens gaan dit nie oor die uitdrukking van finansies nie. Dit gaan oor my hart. Want liefde is nie goedkoop nie. Dis soos wanneer ek die lekkerste steak wil gaan eet en ek het die restaurant al beplan en my vrou is lus vir pasta. En ek kan nie daai steak by die pasta restaurant gaan eet nie. Maar nou het ek 'n keuse. Ek gaan eet saam met haar pasta en ek's gelukkig in my huwelik. Of ek gaan eet daai steak en vanaand in my slaap kry ek 'n facehou en my vrou sê, "Skus, ek het omgedraai." Want uitsort gaan sy my uitsort. Die Here wil hê ons moet ander seën sodat ons sy seën kan beleef. Jy sien, daar's 'n persoonlike
koste aan voorspoed. Ons is uiteindelik, moet ons verstaan, ons is nie die eienaars nie, maar ons is rentmeesters. Daarom is dit belangrik dat ons finansies goed sal bestuur. Dat ons seker sal maak, want baie keer sê ons, ek wil so graag, maar ek kan nie. Maar dan wanneer ons gaan kyk na ons bestuur van dit, dan is daar baie plek waar daar onnodige vermorsing is. Dat ons sinvol sal beplan en sinvol sal bestuur en sal weet hoe om ons hulpbronne te gebruik. Dat ons sal werk en ywer. Want die skrif sê, die Here eer dit. Spreuke 21 vers 5 sê, die planne van die ywerriges lei sekerlik tot oorvloed. So ons kan ook nie verwag om te hê as ons ook nie bereid is om te werk nie. Jy sien, die skrif verbind konsekwente wyse met inspanning. Dissipline en integriteit. Stabiliteit lei tot toename. So finansiële voorspoed word nie gewoonlik uitgebeeld as skitsrykdom nie, maar as getroue bestuur oor tyd. As daar 'n vinnige manier was almal daar. Jy sien, maar ek en jy het nodig om ook op 'n plek te kom waar ons behoeftes en ons begeertes kan meet. Jy sien, ons behoeftes word voorsien, maar nie al ons begeertes kan ooit bevredig word nie. My begeerte is dalk hierdie nuwe bakkie, maar my Audi vervul 100% my behoefte. 100%. My begeerte teenoor my behoefte. Ons moet die begeertes weerstaan om ons wants te probeer bevredig met geld wat ons nie het nie. Skuld en finansiële gebondenheid word deur die Here gewaarsku. En ek is nie seker of julle die statistiek ken nie, maar dit is skrikwekkend. Die statistiek sê dat as die banke môre, maandag, alle kredietkaartskuld en oortrokke rekenings moet terugtrek, is die banke bankrot. Want die mense kan dit nie terugbetaal nie. Hier's nog 'n statistiek. Mense werk vir 'n salaris en betaal 83% van hulle inkomste terug aan hulle oortrokke fasiliteite. 83%. So wat gebeur? Rentekoers gaan op, dinge word duurder en die oortrokke fasiliteit moet al hoe groter word sodat ek net kan terugbetaal en weer kan kry en net weer kan terugbetaal en weer kan kry. En ons betaal 22% of 23% rente aan dit en ons bly in hierdie siklus en die vraag word dan, vir wie werk ek? Vir myself of vir my skuld? Daar was so rukkie terug hierdie komedie liedjie wat 'n ou geskryf het en hy sê, met wie se bakkie ry jy? Absa, Nedbank of Eerste Nasionale Bank? Want eintlik het ons die voertuig, maar die voertuig het ons. Want waag om 1 maand nie te betaal nie en kyk wat gebeur. Ons kom my bakkie haal. As gevolg van behoefte teenoor begeerte. Die Bybel moedig ons 'n lewe van wysheid aan. En as ons in die vermoë is, wonderlik. Maar om te lewe van hand na mond en nie ruimte te kan hê in ons fasiliteite nie, om partykeer mense te probeer beïndruk wat nooit van ons gaan hou nie. Jy sien, ek en jy spaar wanneer ons saai. En hierdie is nie 'n wetenskap nie, maar is 'n kragtige koninkryksbeginsel. Want Handelinge 20 vers 35 sê, dis saliger om te gee. Dis saliger om te gee as om te ontvang. Maar hier is die ding, dis nie 'n realiteit as jou hart nie wil gee nie. Want dan se dwang. Maar wanneer jy gee en jy gee vir iemand iets wat hulle nodig het, of iets wat die Here op jou hart gesit het, en jy sien daai volkomende oorbliftheid en dankbaarheid, dan verstaan ons, dis saliger om te gee as om te ontvang. Jy sien, God se patroon is dat seën deur sy mense vloei.
nie net na mense toe nie. En grootmoedigheid weerspieël sy karakter. Dit weerspieël 'n diep persoonlike begrip en waardering vir die Here se groot genade teenoor ons lewens deur Christus. Jy sien, dit sluit in dat ons vir ons familie sorg, armes help, bediening ondersteun en oophandig leef. Jy sien, in dit word tevredenheid en ambisie saam geïnkorporeer. Paulus, een van die grootste disippels, apostels, het geleer om tevrede te wees in beide oorvloed, maar ook in tekort. Spreuke leer jou en my dat wysheid prioriteit moet kry. So die balans vir jou en my is om te streef om te groei sonder gierigheid. Ons moet bou sonder om uit te byt. Spaar sonder om op te gaar. En dan ons geniet seëninge sonder om dit te verafgod. Weet, ons was regtig bevoorreg hierdie jaar en ek het dit laasweek gesê, maar ek sê dit weer, vir almal se hulp met die street store. Ons het soveel klere ontvang. En ons het nog klere oorgehad en op 'n stadium toe sê Tanel vir my, gaan ons hierdie klere hou vir volgende jaar? Toe sê ek, verseker nie. Ons gaan niks hou nie. Ja, maar dan het ons darm 'n basis hier vir volgende jaar. Ons gaan niks hou nie. Alles wat ons het, gee ons weg. Ons is nie in die spaarbedryf nie. Ons is in die geebedryf. Vrydag bel die maatskappy by wie ons 'n klomp klere kry. Bel my. Sy sê, luister, ek weet julle is nou net deur julle ding, maar ek het weer soveel vir julle, kan julle kom optel? En ons gaan dit optel. Gaan ons wag tot street store? Nee, ons gaan intussen weer gee, want as ons kan gee, kan ons ontvang. As ons kan saai, kan dit groei. Ons is in die bedryf om die Here se hand vir mense om ons te word. Daarom het ons nodig om gesonde finansiële beginsels neer te sit. En van hulle is dat ons verbruik en spandering en vermorsing onder oë sal bring. Dat ons vir onsself finansiële doelwitte sal stel. Baie keer wanneer ek met mense sit en hulle sê, ek wil maar ek kan nie, dan vra ek altyd die vraag, kan ons iewers begin? Iewers begin, tot jou voordeel. Werk eerlik, beplan vooruit. Ek sê baie keer, wanneer iemand langs die pad staan, en hulle vra vir almoese, moet ek en jy nie sê, ek het nie om te gee nie, want dis baie keer wat ons doen, ons druk die venster, ag ekskuus meneer, ek het nie om vir jou te gee nie. Dis nie die waarheid nie. Ons het om te gee, ons wil nie gee nie, want ons weet nie wat hy met dit gaan doen nie. Ons moet dit eerder sê. Klim in my kar en gaan koop vir jou kos, want dan weet ek jy gaan koop nie drank nie. Maar ons moenie sê ons het nie om te gee nie. Want ons verklaar 'n onwaarheid, ons skep 'n onwaarheid, want daar's krag en mag in die tong. Wees eerlik en beplan vooruit. Soek wyse raad. Wees getrou in klein goed, sodat hy ons kan vertrou met die groot goed. Dis belangrik dat ek en jy vanmôre ook sal verstaan, ons moenie onsself met ander mense vergelyk nie. My pad, my storie, is my storie. Dis nie iemand anders se storie nie. En die Here stap 'n unieke pad met my. En my pad en my storie en die uitdrukking van my storie is nie 'n verwysing van hoe die Here oor my dink en oor my voel nie. Vertrou die Here, terwyl ek en jy verantwoordelikheid neem vir dit wat hy aan ons toevertrou het. 'n Gesonde Bybelse siening van voorspoed is die volgende: om genoeg te hê vir my behoeftes. Vryheid van konstante angs en die vermoë om ander te seën en jou roeping uit te leef. En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my net jou oë te sluit en ek wil dit weer sê. Ek wil dit van toepassing maak op ons. 'n Gesonde Bybelse siening van voorspoed is om genoeg te hê vir ons behoeftes.
vry te wees van konstante angs as dit kom by finansies. En om te leef en die vermoë te kan hê om ander te seën en ons roeping uit te leef. En terwyl elke oog gesluit is, wil ek vanmôre vir ons bid. Want ek weet, liefde is nie goedkoop nie. En wanneer ons uitgedaag word, dan is dit nie altyd eenvoudig nie. Maar vanmôre kom die Here, en die Here kom en sê, die uitdrukking van jou hart, en die uitdrukking van jou aandag, weerspieël die liefde van jou hart. En vanmôre is ek so bewus daarvan, dat die Here ons net weer wil terugbring, en ons wil herinner, dat hy in ons is. Soos ons vanmôre gesing het, sy liefde in ons, U is woonagtig in ons. En dat ons die verantwoordelikheid het, om ook U liefde deur ons te weerspieël. En ja, soms gaan dit met spanning. Soms gaan dit met onsekerheid. Maar mag elkeen van ons vanmôre weet, die Here is met ons. En die Here help ons. En die Here help ons om dinge in plek te kry, sodat ons deel kan hê hieraan. Maar dat ons die verantwoordelikheid sal neem, en nie net mog getrof is deur die lewe sal gaan, en sal bely, ons kan nie, ons het nie, dis nie vir ons beskore nie. Maar dat ons met wysheid en insig ons lewe sal bestuur, en nie sal toelaat dat ander mense oor ons lewens besluit nie, as gevolg van slegte keuses nie. So Here, wanneer ons vanmôre, as die kinders bymekaar is en so gereg word deur die woord en dit wat U vir ons leer, dan sien ons deur U leefwyse dat liefde en die uitdrukking van liefde nie goedkoop is nie. Dat dit nie eenvoudig is nie. Ek meen as 'n pa om te dink dat ek my seun as 'n liefdesuitdrukking moet offer, en dat hy aan 'n kruis gehang het en vasgespyker is en deur allerhande seer en pyn moes gaan, dan is ek nie altyd seker of ek daai offer kan maak nie. Maar U het dit goedhartig gedoen en geweet presies waardeur hy gaan. Jesus, U het gekies. U kon nee sê, en in die tuin van Getsemane het U gebid en gesê, laat hierdie by my verbygaan, maar nog steeds het U gekies, want liefde is nie goedkoop nie. En ons is baie keer geneig om in ons lewens te bid, Here, maak my meer soos U. Maar dan raak dit ongemaklik as ons uitdrukking daaraan moet begin gee, want baie keer gaan dit oor, ek wil, maar ek het ook 'n plesier, ek het ook 'n ding wat ek graag wil en soos ek wil. Maak ons onverskrokke in ons vertroue, Here. Maar laat ons ook altyd meet tussen wat ons wil hê en wat nodig is, sodat ons spreekwoordelik die seën kan word vir ons gemeenskap en die mense om ons, sodat ons liefde aan mense ook nie as goedkoop geag sal word nie. Soos ek genoem het, dis baie keer maklik om uit ons oorvloed te gee, maar soms moeilik as dit 'n bietjie nader aan die huis is. Maar mag ons harte en ons gedagtes en ons leefwyse in alles uitdrukking gee aan die liefde in ons. Mag ons liefde nie goedkoop wees nie, maar selfopofferend, selfafleggend en tot eer en verheerliking van U in Jesus naam. Amen en amen.